Goeiedag vriende, baie welkom by die afskop, ons eerste sessie van ons disipelskap proses hierdie jaar in ons Doxadou Tuinroete familie. Ons is so opgewonde saam met jou oor die jaar wat voorlê. Ek weet nie eens mooi waar om te begin nie. Dis hoe opgewonde ek is. Ons is hier in 'n nuwe ateljee en ek is sommer net baie opgewonde. Maar miskien is die beste plek om te begin deur te sê, die Here het lank al begin. Dit waarmee ek en jy hierdie jaar besig gaan wees, is 'n werk wat die Here lank al begin het. Nie net in die skrif, nie net in die wêreld nie, maar ook in my en in jou. En vir dit waarmee ons hierdie jaar besig gaan wees, hierdie groeiproses in ons disipelskapproses, het die Here alles klaar voorsien wat ek en jy gaan nodig hê om te groei. Soos wat meeste van julle weet, gaan ons hierdie jaar baie gesels uit 1 Korintiërs 13 uit en deur 1 Korintiërs 13 ook na ander dele van die 2 Korintiërs briewe kyk. En 1 Korintiërs 13 is mos nou in die middel van 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14. En in hierdie gedeelte begin Paulus sommer vroeg al met hierdie stelling, 1 Korintiërs 12 vers 3. Niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. Ek wil jou net 'n bietjie uitnooi hier aan die begin van ons reis saam om oor daai woorde te dink. As jy glo dat Jesus die Here is, het God klaar deur sy Gees in jou kom woon en in jou kom werk. Glo dit. Hy het voorsien. Wat het hy voorsien? Die Heilige Gees. As Paulus die 2 Korintiërs briewe afsluit, sy laaste woorde, 2 Korintiërs 13 vers 13, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Die gemeenskap, daai woordjie is die woordjie koinonia, waaroor ons al baie gesels het, vennootskap, partnership. God, die Vader, Jesus, die Seun, die Heilige Gees, vennootskap. God het homself vir jou gegee vir hierdie reis wat voorlê, sodat jy kan groei in hom. In die brief 1 Korintiërs hier in vers 9 skryf Paulus amper iets soortgelyk. 1 Korintiërs 1 vers 9. God is getrou. Hierdie hele proses hierdie jaar word gebou op die getrouheid van die Here. God is getrou deur wie julle geroep is tot verbondenheid. Dis weer daai woordjie koinonia. Verbondenheid met sy Seun Jesus Christus ons Here. Ons is in 'n vennootskap met God self vir hierdie proses wat hierdie jaar voorlê. So ons kan groei hierdie jaar. God het reeds voorsien, hy het homself voorsien. God is getrou. Dis nie my en jou getrouheid wat ons deel gemaak het van die proses nie. Dis nie my en jou getrouheid wat maak dat die Heilige Gees in ons woon en werk nie. Paulus praat oor geestelike dinge in Korintiërs 12, waarvan die eerste werking klaar in jou begin het, as jy glo dat Jesus die Here is. Dis nie my en jou getrouheid nie, dis God se getrouheid wat ons deel gemaak het van 'n vennootskap, Vader, Seun, Heilige Gees. God self het homself verbind aan jou vir die reis hierdie jaar. En daarom kan ons groei. En dan, God het ook vir ons 'n liggaam gegee. Ander gelowiges, 1 Korintiërs 12 is mos nou voor 1 Korintiërs 13, onthou asseblief, dis 'n brief. Of was nie hoofstukke en versies nie. So in hierdie gedeelte waar Paulus nou, voordat hy gaan skryf oor dit wat hy in 1 Korintiërs 13, soos ons dit noem, gaan skryf, in hierdie gedeelte oor die werkinge van die Heilige Gees, praat Paulus oor die liggaam, want net soos die liggaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Ons het 'n verbintenis met Christus en met die Vader, die Seun en die Heilige Gees in Christus, in vennootskap, maar ons het ook 'n verbintenis met mekaar. Vind jy, ek kon nie alleen Bybel lees in daai wêreld nie, want dit was briewe en perkamentrolle, was nie fotostats nie, was nie drukkuns, daar was niks sulke goed nie. So die oomblik as jy hierdie brief hoor, dit wat Paulus skryf, sien jouself, ons hoor dit saam,
Alles wat hy vir ons gaan sê, hoor ons saam, ons beleef dit saam en ons groei saam. En veral dit waaroor Paulus in 1 Korintiërs 13 skryf, is onmoontlik om alleen in dit te groei. Dis hoekom die Here voorsien het vir hierdie groeiproses. Ons is in verbintenis met mekaar en soos wat ons in verbintenis met mekaar is, groei ons saam. En dan natuurlik die skrif self. Hier het ons te doen met die gemeente Korintiërs. Ek hoop jy het nou al die inleidende gesprek bygewoon of die video van daai gesprek gekyk wat die hele inleiding gee vir die briewe van Paulus aan die Korintiërs gemeentes. As jy nog nie het nie, vra vir jou fasiliteerder, ons sal dit vir jou stuur sodat jy kan kyk. Dit gaan vir jou 'n goeie oorsig gee, konteks van wie is die gemeente in Korinthe en hoekom skryf Paulus vir hulle hierdie briewe. Maar hier is 'n gemeente wat 'n bietjie koers verloor het. Koers verloor. En onthou, God is getrou. Hierdie hele brief sê vir ons, God is getrou. Hy los ons nie ons die pad byste raak nie. Nee, hy help ons. Hierdie hele journey saam met die Here in die pad van geloof is gebou op die feit God is getrou. Ook aan jou. En in sy getrouheid gee vir ons die skrif, hierdie brief, hierdie Korintiërs, hierdie hoofstuk waarop ons gaan fokus, 1 Korintiërs 13, sodat ons uit hierdie gemeente uit kan leer. Okay, hoe maak ons? Wat is die koers wat die Here ons wil lei deur die vennootskap met die Heilige Gees? Wat is die pad wat hy met ons verloop sodat ons kan groei? So die Here het alles voorsien om self ons as mekaar, as verbintenis, 'n liggaam met mekaar verbind en die skrif. Ons kan. En kan ek net gou sê, vir baie van ons is hierdie 'n eerste keer wat ons dit waag om onsself te verbind aan ander mense in 'n groep en saam te reis. Vir enige so iemand wil ek sê, well done. Dis regtig die Here se wil en jy gaan dit sien. Jy gaan dit sien hierdie jaar soos wat ons reis. Jy gaan sien dis hoe die Here dit ontwerp het. Ons groei in verbintenis met mekaar in die Here. So well done vir dit. So, is jy reg? 1 Korintiërs 13. Hier kom ons. Onthou, dis 'n brief, so wat ons gesê het in die inleidende gesprek is, as 'n klomp onderwerpe dwars deur die brief waaroor Paulus gesels. Die onderwerpe kom uit vrae wat mense gehad het en uit 'n besorgdheid wat Paulus oor die gemeente gehad het. En in hierdie gedeelte van die brief wat nou begin in ons Bybels met hoofstuk 12, skryf Paulus oor vrae wat mense gehad het rondom die gawes van die Heilige Gees en watter gawes is die beste en die belangrikste. Maar Paulus maak 'n deel van 'n groter gesprek, want daar's dinge waaroor hy besorgd is in die gemeente en hy wil dit regkry. Hy wil die koers regtrek met deur die werking van die Heilige Gees, wil hy hulle weer op koers kry. In baie van ons Bybels begin 1 Korintiërs 12 met die woorde wat die geestelike gawes betref. Wil ek nie julle moet onkundig wees nie. Ek het daar op die notas vir julle gesit. Dis eintlik geestelike dinge, geestelikheid, werkinge van die Gees. Die woordjie vir gawes is 'n ander woordjie, charismata. Dis 'n ander woordjie wat later in die hoofstuk voorkom. Paulus skryf hierdie gedeelte van die brief en hy fokus op geestelikheid. Wat is geestelikheid? Wat is die werkinge van die Gees? En hy skryf oor gawes, daar's 'n verskeidenheid gawes, maar dis dieselfde Gees. Hy skryf oor bedieninge, hy skryf oor die feit dat ons een liggaam is en so bou hy op en hy bou op en dan kom hy in vers 31 van hoofstuk 12 en hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Nou van die vertalings vertaal dit anders. Ek gaan net gou eers by die vertaling stil staan. Hier's mense wat die hele tyd vra, wat is die beste gawes? Wat is die beste gawes? 10 teen 1 meet hulle geestelikheid of ander mense se geestelikheid aan dit. Daai ou praat in tale, daai ou profeteer, daai ou het baie kennis, wat ook al. En nou Paulus sê, julle jaag na die beste gawes, dis oukei. Hy ontmoet ons waar ons is. Jaag na die beste gawes en ek wys julle die heel beste.
die grootste, die uitnemendste werk van die Gees. Die uitnemende weg, 'n uitnemender weg. Ander vertalings vertaal dit anders. Julle lê julle toe op die belangriker genadegawes, maar nie en nie, maar ek wys julle die heel beste weg. En ek dink altyd die vertalings sê iets. Aan die een kant, Paulus ontmoet mense waar hulle is. Aan die ander kant, maar daar's 'n dringende koersaanpassing nodig, sodat ons die heel beste weg van die Gees saam met hom kan stap. En kan jy hoor wat noem hy die heel beste werking van die Gees? Dis 'n weg. Dis 'n pad wat jy saam met die Gees stap, wat ons saam met die Gees stap. Kom ons stel dit so, want dis ons is mos nou 'n liggaam, ons het dit gehoor. 'n Pad wat die Gees ons opvat. Die heel beste van die Heilige Gees is nie 'n ervaring nie. Dis 'n pad. Dis 'n koers. Is 'n pad wat ons saam met die Gees stap. Vriende, hier wil ek jou uitnooi. Party van die vertalings los somme hierdie stukkie uit. 'n Uitnemender weg. Party sê net, ek wys jou wat die heel beste is. Maar ek dink nie Paulus sal nou hierdie sinnetjie voordat hy die grootste werking van die Gees beskryf. Ek dink nie hy gaan in daai sinnetjie net sommer random woorde gebruik nie. Ek dink hy's baie intentioneel om vir ons te sê, hier's 'n pad. Die beste werking van die Gees is 'n pad wat ons saam met die Gees stap. Reg in die begin van ons geloof is die disippels genoem mense van die weg. Ek weet nie of jy dit weet nie. En die eerste keer waar ons dit lees is in Handelinge 9. Hierdie beweging van mense wat in Jesus geglo het, is beskryf as mense van die weg. En daar word daar beskryf dat Paulus die mense van die weg probeer stop het. Onthou jy, hy het die kerk van Jesus vervolg. Hy het hierdie weg probeer doodmaak. En toe roep Jesus hom om hierdie weg vir mense te wys. Hoe kan hy, wat hierdie weg probeer stop het, hierdie weg wys? Kan jy 'n bietjie dink aan Paulus? Al die genade wat hy beleef het van Jesus self. Jesus kies hom, die een wat eintlik dit wat Jesus begin het in hierdie wêreld wou probeer stop het. Hoe belaglik dit ook al is. Hy het dit probeer stop. Jesus kies hom om dit te wys. Kan jy dink aan al die vergifnis wat Paulus by mense moes ontvang? Mense wat hy vervolg het, miskien van hulle se vennote, deel van die liggaam wat hy laat in die tronk gooi het, laat dood. Kan jy dink al die vergifnis wat hy moes ontvang? Kan jy dink al die vergifnis wat hy moes gee? Want die oomblik toe hy oor Jesus begin praat, toets die Jode op sy keus. Kan jy dink die pad wat Paulus moes stap? As hy self hier skryf in Galasiërs 1 sê hy's na Arabië toe. Ek weet nie hoe lank dit hom gevat het nie. Toe hy terug Damaskus toe, toe hy begin gesels oor Jesus. Daai einste mense van die weg, toe die Jode hom wil doodmaak, het hom in 'n mandjie laat afsak. Hy het gevlug na Jerusalem toe, daar die apostels ontmoet, daar wou die Jode hom doodmaak. Toe stuur hulle hom Tarsus toe. 10 jaar later gaan haal Barnabas hom en bring hom na die gemeente in Antiochië toe. Kan jy dink al die tyd, al die vergifnis, al die deurdink, alles wat Jesus vir Paulus geleer het. En nou kom daai apostel en sê, dis goed, jaag na die beste gawes. Ek wys vir julle die heel beste, dis 'n pad. Dis goed, jaag na die beste gawes, maar hier's 'n dringende koersaanpassing nodig. As jy die heel beste van die Gees wil ken, en dis 'n pad. Dis 'n pad. So miskien is dit 'n goeie plek om net 'n bietjie te pause. As jy hoor dat die brief so opbou, en hy bou die heeltyd, en Paulus gaan nou die grootste, die uitnemendste werk van die Heilige Gees beskryf. Ek kan amper nie wag vir die volgende versie nie, maar kom ons pause gou en ons vra, wat is jou verwagting vir hierdie jaar wat voorlê? Wat wil jy die Here voor vertrou? Hy's getrou.
Hy het homself aan jou verbind vir hierdie reis. Wat wil jy vir hom vra? En as jy so hoor, Paulus gaan nou die heel beste werking van die Gees beskryf. Wil jy nie sommer dit deel maak van jou verwagting vir die jaar? Ek wil vertrou dat ek saam met my broers en susters gaan groei in die heel beste werking van die Heilige Gees. So kom ons pause die video en miskien is ons nou 'n bietjie vreemd vir mekaar, miskien wil jy net na een ander persoon toe draai en net sê, wat is jou verwagting vir hierdie reis wat hierdie jaar voorlê, waar die Here ons vir mekaar gegee het, homself aan ons verbind het en vir ons 1 Korintiërs 13 gee het, sodat ons die beste van die Heilige Gees kan ontdek. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. En al profeteer ek en begryp ek alle geheime en al besit ek alle kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit en ek gee ek my liggaam oor sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Onthou, dis 'n brief. So deur die brief tot hier het Paulus met redenasies, logiese beredenering gewerk, uitgeskryf oor sekere onderwerpe. Nou gaan hy die heel beste werking van die Gees beskryf. En skielik is dit nie meer redenasie nie, dis 'n gedig. Dis nogal 'n aangename verrassing. Dis 'n gedig. Dis anders. Dis 'n bietjie skokkend. Dis 'n bietjie skokkend, want al die goed waaroor die Korintiërs gemeente geredeneer het, al die belangrike gawes soos hulle daaroor gedink het, vat Paulus nou en hy maak 'n gedig, maar die klem is glad nie op daai dinge nie. Die klem is op liefde. Dit moes hulle nogal geskok het, vriende. Een van die dinge wat ons hier moet hoor is, Paulus sê, ek gaan vir julle uitnemender weg wys. Daar's 'n teorie wat genoem word speech acts. Woorde kan dinge doen. Partykeer is woorde net 'n beskrywing of 'n verduideliking, maar partykeer kan woorde dinge doen. As ek vir jou sê, ek vergewe jou. As ek vir jou sê, ek is jammer. As ek mense trou en ek sê, ek verklaar julle nou wettig getroud. As ek iets beloof, dan doen ek dinge met my woorde. Dis wat Paulus hier doen. In die een oomblik het hy nog geskryf en geredeneer, en nou gaan hy vir hulle die beste wys, en dan skryf hy 'n gedig. Dis 'n aksie wat iets wys. Hy doen iets, en natuurlik sal Paulus sê, hy doen dit deur die werking van die Gees. Die Gees gaan nou iets doen. Hy gaan nie net verduidelik wat die beste werking van die Gees is nie. Nee, die Gees gaan deur dit skep. En dis deel van wat hier gebeur, wanneer jy nog so lees en jy sien dis 'n gedig, dan skok dit jou 'n bietjie. Ons het laas jaar baie hieroor gepraat. Ons almal het vooropgestelde idees, ook oor die werkinge van die Heilige Gees. En kan ek jou uitnooi? Moenie dink dis verkeerd om so te dink nie. Sit dit net op die rakkie en reis saam. Miskien het jy baie vrae. Reis saam. Maar een van die dinge wat ons baie keer in die reis is ons vooropgestelde idees. En baie keer al hoe ons vooropgestelde idees verander kan word. Ons het mos 2 soldaatjies hier by ons ore wat al die idees wat nie pas by hoe ons reeds dink nie wegjaag. En al hoe jy by daai soldaatjies verby kan kom is herhaling, stories en skok. En ek dink dis wat hier gebeur. Is 'n skok. Dis 'n skok, dis 'n gedig, dis 'n lekker skok. Dis anders, maar dan vat Paulus die dinge waaroor ons redeneer as dis die groot geestelike dinge. En hy sê, al daai dinge beteken niks sonder liefde nie. Vriende, dit moes 'n geweldige skok vir hierdie gemeente gewees het. En ek dink, miskien vir my en jou ook.
Hoor wat Paulus sê. Sonder liefde maak niks wat ek sê saak nie. Maak niks wat ek glo saak nie. Maak niks wat ek weet saak nie. Maak niks wat ek glo en wat ek gee saak nie. Maak niks wat ek bereik saak. Dis nogal skokkend. En ek dink dis deel van die uitnodiging. Die uitnodiging van 1 Korintiërs 13. Daar is 'n heel beste. Dis 'n weg saam met mekaar, saam met die Gees. Maar partykeer moet ons eers besef, waarna jaag ek? Waarna soek ek? Wat dink ek is die doel van my lewe? En dis in so 'n sin, dink ek, wat Paulus hier met die Korintiërs skryf. Kom ons kyk gou vinnig na wat hy skryf. Hy sê, al praat ek tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie, dan het ek 'n gong en 'n klinkende simbaal geword. Tale was een van die gawes waaroor die mense geredeneer het. Dit lyk so, asof dit een van die belangrikste gawes was wat gewys het, jy is baie geestelik. Maar hy lys dit nie saam met die ander gawes nie. Ek dink hy fokus hier meer op aanbidding. Want dis die voorbeeld wat hy gebruik. In die wêreld, daar in Korinte, was daar die moeder van al die gode, sy het so 'n snaakse naam, ek gaan nie waag om dit te sê nie, wat daar aanbid is. En in die godsdiens, daai godsdiens, was die prosessies gelei met gongs en simbale, en die mense is opgesweep, en dan praat hulle later in tale. Dis baie skokkend wat Paulus vir hierdie gemeente skryf, want hulle ken daai aanbidding. En nou sê Paulus, ouens, al aanbid julle die Here met tale van engele. As julle nie mekaar lief het nie, beteken julle aanbidding niks. En vriende, hier in my notas het ek geskryf. Ek weet nie wat om te sê nie. Want dit lyk vir my, ons het dit reg gekry om God te aanbid en nie eers die vraag te vra, wie is hier langs my nie. Paulus sê, as ons nie mekaar lief het nie, is ons aanbidding leeg. En dan gaan hy na die gawes toe. Profeteer, geheime, die kennis en die wysheid, profesie, die geloof om berge te versit, al daai gawes waaroor hierdie mense so geredeneer het, is dit die geestelikste een. Die ou wat die profetie, die ou wat bid vir die siekes, die ou wat daai geloof het, die ou wat al daai kennis het, te wyse gawe. En Paulus sê, as daar nie liefde is nie, beteken selfs hierdie gawes van die Heilige Gees niks. Ek wil duidelik sê, Paulus nie teen gawes nie. In 1 Korintiërs 1 dank hy God dat hierdie gemeente baie kennis en baie gawes het. Maar die punt is, hierdie gemeente het so gewerk met kennis en gawes dat dit hulle opgeblaaser gemaak het. Dit is nogal baie interessant. Dit is 'n woordjie wat net in Korintiërs voorkom, 6 keer in 1 Korintiërs en net 1 keer in Kolossense en verder nêrens anders in Paulus se briewe nie. Die woordjie word lekker in Engels vertaal met puffed up, opgeblaase. In plaas van dat hulle gawes en kennis gebruik om mekaar op te bou, blaas hulle op. En dit lyk vir my met die gedig druk Paulus 'n speld in daai ballonnetjie. Hierdie dinge beteken niks sonder die uitnemende weg, die pad wat ons saam met die Gees stap, om te leer, om lief te hê, soos Jesus ons lief het. En dan die laaste een, al deel ek al my besittings uit, hy praat hier van geweldige opofferinge, mense wat hulle liggame oorgee, party vertalings sê om verbrand te word, het kan verbrand word, of om op te roem, het kan dieselfde wees. En onthou jy in ons inleiding het ons gesê, hierdie gemeente is die enigste gemeente wat nie vervolg is nie,
wat nie hulle besittings so sommer gevat of hulle het selfs met hulle lewens hoef te geboet het nie. Maar hulle het wel geweet dat daar baie sulke mense is in die Romeinse Ryk wat boet met hulle lewens. Maar selfs as hulle oor dit praat en oor dit redeneer, mis hulle die punt. Hulle dink dit gaan oor die opoffering. Joh, kyk hoe geestelik is daai ou. Kyk hoeveel offer hy op. En dit mis die punt, want dit gaan oor die liefde. Sonder liefde beteken geen opoffering enige iets nie. Hierdie moes 'n geweldige skok gewees het. Hoekom vir Paulus hulle skok? Partykeer is dit nodig dat ek en jy besef ons is van koers af, voordat ons dan vra, gee my die padkaart asseblief. En hierdie gedig is so in 3 dele geskryf. Die eerste deel, vers 1 tot 3, dit waarop ons vandag fokus. Wil mense help om te besef, ons het bietjie verdwaal. En dan die res van die gedig, 2 dele, 4 tot 7 en dan 8 tot 13, waarop ons in die res van die sessies gaan fokus, gee dan vir ons die padkaart. Hoe stap ons nou saam hierdie uitnemendste weg, die beste, die heel beste, saam met die Heilige Gees? Vriende, ek dink ek kan agterkom hoekom 1 Korintiërs 13 nie 'n troupreek is nie, nee. Dis 'n skrifgedeelte wat die Here vir my en jou gee, omdat hy ons uitnooi om die heel beste van die Heilige Gees te ontdek en daai pad saam met hom te stap. So miskien kan ons die video hier pause en miskien net vir onsself die vraag vra. Wat kom by my op as ek hoor, sonder liefde is ek niks, het ek niks en bereik ek niks? Wat kom by my op as ek dan dink oor die koers van my lewe? Dit wat ek pursue in die lewe. Kom ons pause, ons dink 'n bietjie en dan sluit ons vandag se sessie af. Vriende, kom ons land vandag se sessie met hierdie belangrike vraag. Hoekom is dit so belangrik dat ons saam in vennootskap met die Heilige Gees, vennootskap met Jesus, met God wat getrou is, saam hierdie pad stap, die heel beste pad, die pad van die liefde? Hoekom is 1 Korintiërs 13 so belangrik? Onthou jy in ons inleidende gesprek het ons gesels oor Korinte wat 'n kolonie van die Romeinse Ryk was. Die Romeinse Ryk was baie wyd uitgestrek. Daar's strategiese plekke gekies om kolonies te wees sodat hulle die Romeinse Ryk en die kultuur van die Romeinse Ryk kon verteenwoordig. So as iemand deur die hawe stad van Korinte gereis het, is hulle oral herinner. Daar's 'n empire, dis die Romeinse empire. Daar's een heerser, Caesar is Lord, en al die gode wat hier aanbid word, het hulle volmag vir die keiser gegee. Hier is hoekom ons dinge hier doen, soos ons dit doen. Dis die kultuur van die Romeinse Ryk, want Caesar is Lord en hy heers. En dis ons kultuur. Ons doen dinge soos wat ons dit hier in Korinte doen. Dis 'n kolonie. Nou Paulus skryf vroeg in 1 Korintiërs 1 vers 2 al, en ons het hieroor gesels. Hy noem ons aan die gemeente van God in Korinte, in die tuinroete. En die woordjie wat hy voor gemeente gebruik is ekklesia. Dit is wat die mense genoem is, wat saamgekom het om die Romeinse Ryk se kultuur te vestig. Ons is nou God se ekklesia, om sy koninkryk te verteenwoordig en sy kultuur te vestig. En een van die ander dinge wat baie prominent was in Korinte, hoe is mense die heeltyd herinner aan die Romeinse Ryk en die kultuur van die Romeinse Ryk? Al die beelde van die gode wat daar aanbid is, en dan al die beelde van die keiser wat gesê het, Caesar is Lord, en hy heers met die volmag van al die gode. Nou, wat sê Paulus in 1 Korintiërs 12? Ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Dis nie net 'n metafoor hierdie nie. Paulus sê hier dat God het 'n beeld geskep van die eintlike koning. Ons is die liggaam van Christus.
Ons word geroep, onthou jy, God is getrou, hy het ons geroep. Ons word geroep om Christus, Jesus die gesalfde koning, uit te beeld, dat die wêreld kan weet wie is eintlik koning en wat 'n tipe koning hy is en met watter God se volmag hy heers, die God wat ons leer ken in die liefde van Christus. Dis hoekom 1 Korintiërs 13 baie meer as 'n troupreek is. Dit beskryf Christus self, dit beskryf ons roeping, dit beskryf die pad wat die Gees nou met ons wil stap, want dis hoe die wêreld gaan weet dat Jesus koning is. En ek wil afsluit vandag en dit sê, ek en jy kan. Ons kan hierdie pad stap. Met die vennootskap met die Heilige Gees kan ons, want hoor wat sê Paulus as hy sê ons is die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is. In Christus is ons reeds 1 Korintiërs 13 as 'n gemeente. Nou word ons dit wat ons in Christus is, hier in die tuinroete, deur die vennootskap met die Heilige Gees, en dis die beste pad om te stap. Dis die uitnodiging wat God vir my en jou gee. Kom stap hierdie pad saam met my Gees. Want dis hoe die wêreld gaan weet dat Jesus koning is. En vriende, as dit God se roeping is, hy is getrou. Daarom kan ons. Ons word dit wat ons reeds in Christus is. En kan ek net gou 'n laaste ding sê? Asseblief, terwyl ons nou hierdie pad saam stap, moenie jou pad met die Here met iemand anders se pad vergelyk nie. Hoe sê Paulus, juis as hy oor die liggaam, hierdie beeld van Christus praat. Hy sê, die hand kan nie sê, omdat ek nie die voet is nie, is ek nie belangrik nie. Of die voet kan nie sê, ek het nie die hand nodig nie. Nee, ons het mekaar nodig, en ons moenie mekaar met mekaar vergelyk nie. Dan breek ons die eenheid. Ons gaan juis saam groei, om saam Christus te verbeeld. Ek kan nie die liggaam saamstel nie. Paulus sê, nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. Kyk gou na die mense in jou groep en hoor, God het mense saamgesit sodat ons nou saam kan groei. Kom ons vertrou die Here ook met die mense saam met wie ons nou hierdie pad stap. Ek is opgewonde, ek sien so saam met jou uit na hierdie jaar, en kom ons vertrou die Here, want ons kan 'n 1 Korintiërs 13 gemeente word, hier in die tuinroete, sodat mense kan weet dat Jesus koning is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u vennootskap deur die Heilige Gees. Dankie dat u ons vir mekaar gegee het. Dankie vir die skrif. En dankie vir hierdie roeping, hierdie groot uitnodiging. En Here, dankie dat ons hierdie jaar aan u kan toewy, met 'n verwagting. Ons gaan saam al hoe meer groei, om Jesus se koningskap vir hierdie wêreld te wys. Ons bid, Here, vir die gesprekke ook, dat u dit sal seën, tot eer van die naam van Jesus. Vriende, lekker kuier en 'n goeie reis vir die res van die maand, en dan kuier ons weer volgende maand saam. Die Here seën vir